Ok, dan gaan ons eers uit Psalm 110 lees en dan kyk ons na die tema van Jesus wat aan die regterhand van God sit en dan ook die feit dat hy gaan terugkom om te oordeel. Dis nou vraag 52, maar kom ons lees Psalm 110 van Dawid 'n Psalm. Die Here het tot my Here gespreek. Sit aan my regterhand totdat ek die vyande maak 'n voetbank vir die voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê: heers te midde van die vyande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. In heilige feesgewade uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van die jong manskappe. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Here aan die regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. En dan Sondag 19. Die vraag 50 vra: waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Dis nou die apostoliese geloofsbelijdenis, daar in een van die artikels, dan sê ons, hy sit nou aan die regterhand van God. So waarom word dit gesê? En die antwoord is, Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. So watter nut, of watter voordeel bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? So watter nut is daar dat Jesus nou daar aan die regterhand sit? Ten eerste dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede uitstort. Ten tweede dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. So hoe word jy getroos? Deur die wederkoms van Christus. So waar hy nou van daar af terugkom, hoe word ons getroos? Deur die feit dat Jesus terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. En die antwoord is dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne verwagting as regter uit die hemel verwag, wat hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem. Ons dink baie keer, as ons as 'n Christelike groep maar net alle mag gehad het, dan sou ons hierdie dinge uitgerig kon kry. Dan sou ons beter wette kon gemaak het, dit sou 'n beter samelewing gewees het, 'n beter belasting, daar sou beter omstandighede gewees het. En ons sê dit, en ons dink dit baie keer in die sin dat ons sê, maar ons moet nie eintlik in hierdie situasie wees nie. As die gelowiges anders te gedink en dan sou ons nie hier gewees het nie. Maar wat ons eintlik daarmee sê is, baie keer in ons harte eintlik is dat die Here nie regeer nie. Hierdie is nie eintlik die plek waar ons moet wees op hierdie oomblik nie. Nou, hierdie Sondag leer ons, en dit nou volgens die skrif, dat ons hoof, ons Here Jesus Christus, alle mag het. Jesus regeer volmaak. En hoe dit nou is, waar ons nou presies waar ons nou is presies waar hy bepaal het ons moet wees. Dit beteken nie, ons moet nou nie teen ongeregtigheid opstaan nie, ons word juist deur die Here se geopenbaarde wil in die skrif vermaan tot, dat ons moet lief wees vir geregtigheid, ons moet lief wees vir ons naaste, so ons moet natuurlik, na die beste van ons vermoë, die Here se wet uitlewe in die kerk, in die samelewing, selfs in die politiek. En as die Here wil, dan kan dinge natuurlik verander. Dan is ons weer op presies die regte plek waar die Here wou gehad het ons moet wees. Die punt is maar net, is nie dat Jesus gister geregeer het en nie vandag en dan miskien nie môre nie. Hy regeer die heeltyd. Niks is buite sy beheer nie. En 'n beter woord om te gebruik is, niks is buite sy regering nie. Niks is buite sy regering nie. Nou in 3 Sondae
Hierdie Heidelbergse Katekismes ingegaan in die betekenis van Jesus se naam. Ons het in Sondag 11 gekyk na wat Jesus beteken, Sondag 12 na wat Christus beteken en Sondag 13 die enige gebore seun van God, wat die betekenis daarvan is. Onthou, hierdie is alles nou in die apostoliese geloofsbelijdenis wat ons bely daar in daai 12 artikels. Nou, in die 3 Sondae daarna, vanaf Sondag 13, gaan dit oor Jesus se staat van vernedering. En ons beskryf dit as die neerdalende lyn en dit word dan in 4 trappe beskryf. In Sondag 14 het ons stilgestaan by Jesus se nederige geboorte. Hy het mens geword, hy het vlees aangeneem. Sondag 15 sy lyding deur sy hele lewe. Sondag 16 is dan daar 3 trappe van hierdie neerdalende lyn en dit gaan oor sy sterwe, sy begrafnis en dan die neerdaling na die hel. Nou in die 3 Sondae vanaf Sondag 17, vanaf die laaste, vanaf Sondag 16, dan sien ons Jesus se opstygende lyn. Want na hy dan nou gedood is, het hy opgestaan Sondag 17. Hy het toe nou hemel toe gegaan Sondag 18 en nou waar ons nou vanaand is waar Jesus nou sy plek ingeneem het aan die regterhand van die Vader. En dan kyk ons dan ook na hy van daar af kom hy dan terug. Later ons weet nie die dag nie, maar Jesus het ook het vir ons duidelik gemaak hy kom weer terug op die wolke. Maar in hierdie Sondag kyk ons na die plek wat hy ingeneem het aan die regterhand en dan dat hy weer terugkom. So eintlik wat ons hier doen is ons kyk na die betekenis van artikel 6 en 7 van die apostoliese geloofsbelijdenis. Daar in artikel 6 en 7 dan sê dit hy het gaan sit aan die regterhand van God. Okay, so hy sit daar aan die regterhand en hy van waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Daar's net een wederkoms. Hy gaan nie 'n paar keer weer terugkom nie, hy gaan net een keer terugkom en ons bely hy gaan terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel en dit is natuurlik nou sy wederkoms. En hierdie Sondag 19 gaan oor die verklaring van die 6de en die 7de artikels van ons ongetwyfelde geloof. En as jy dit nou kan opsom, sê hierdie Sondag basies maar net Jesus het alle mag. Dis die opsomming van hierdie Sondag. Jesus het alle mag. Jesus het alle mag en dit bring vir ons groot troos. So wat beteken dit dat Christus aan die regterhand van God sit? Nou ons moet in die eerste plek onderskuif tussen Jesus se hemelvaart en die feit dat hy daar in die posisie van die regterhand van die Vader is. So ons moet onderskei tussen die hemelvaart en die plek wat Christus nou beklee. Om na die hemel toe op te vaar is nie dieselfde as om aan die regterhand van die Vader te sit nie. Dink maar net aan Elia. Elia het opgevaar na die hemel, maar hy sit nie aan die regterhand van God die Vader nie. So daar is daar is 2 trappe van Jesus se verhoging. Hy gaan hemel toe en hy sit aan die regterhand. Ons gaan eendag ook opvaar na die hemel toe, maar ons gaan nie aan die regterhand van God sit nie. Dis net Jesus se plek daai. Hy sit aan die regterhand van God. So daarom vra die vraag, waarom sê ons aan die regterhand van God? Wat beteken dit? Nou hierso dis nie as ons bely Jesus sit aan die regterhand van God, is dit nie ietsie wat ons self uitgedink het nie. Ons bely wat die skrif sê. Hierdie belydenis praat die taal van die skrif. En reeds in die Ou Testament, dit wat ons in Psalm 110 in Psalm 110 gelees het, sê dieselfde dat Jesus, die Christus, aan die regterhand van God gaan sit het. En dit sien ons in Psalm 110 vers 11. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak, 'n voetbank vir u voete. En weer eens, as ons kyk na die psalms, ook nie die manier hoe die psalms praat, dan, want hier is omtrent 1000 jaar voor Christus se koms geskryf. Geïnspireer deur die Heilige Gees. Dan sê die Here, Jahwe, so Dawid sê, die Here Jahwe sê tot my Here, so Jahwe sê tot Jesus, tot die Messias, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Dis asof
die Here 1000 jaar voor Christus gekom sê, sit aan my regterhand. So dit is so seker, dat dit sou gebeur, dat dit al 1000 jaar voor Christus se koms gesê is. En dit is baie keer, wat ons sien in die psalms, baie keer praat selfs van in die verlede tyd, wat ons weet eers in die toekoms gaan gebeur. So seker praat dit van Christus se posisie wat hy sou beklee. En hy het dit beklee. En die vraag is seker wat baie ons vra, maar praat hierdie teks, hierdie Psalm 110 werklik van Christus? Daar's mense wat sê wel, die Psalms praat nie van Christus nie, die Psalm 110 praat nie van Christus nie, maar ons sien in Matteus 22, vers 41 tot 46, waar Jesus vir die Fariseërs sê dat die Heilige Gees deur Dawid in Psalm 110 van hom, die Christus, geprofeteer het, toe Dawid gesê het dat die Here, dit is nou die Vader tot my Here, dis nou Christus gesê het, om aan sy regterhand te sit. So Jesus bevestig dan dat hierdie Psalm op hom wys. Nou voordat ons kom by die verstaan van dat Christus aan die regterhand van die Vader sit en nie aan die linkerhand van God gaan sit het nie, is dit tog miskien nodig om te let op die woord sit. Daar's geen gemorste woorde in die skrif nie. Dit sê nie, Jesus het gaan staan aan die regterhand van God nie, dit sê, hy het gaan sit aan die regterhand van God. So wat beteken dit dat Jesus daar gaan sit het? Maar dit het ten minste 3 betekenisse. Die eerste een is dat hy 'n rustende houding inneem. Sit is jy rus. Jy's nie besig om te beweeg, of jou bene word moeg, of sulke goeders nie. So na Jesus se dienswerk en lyding het hy in die rus ingegaan van al sy arbeid. Hy het sy verlossingswerk voltooi. En daarom is hy in 'n rustende houding. In die tweede plek, die feit dat hy sit beteken dat hy in 'n heersende houding is. En as jy kyk baie keer, as jy kyk na president Trump en dan van sy raadgewers wat langs hom staan, dan sal jy sien hy sit en die ander ouens staan. Ek weet nie of julle al met onderhoude dit gesien het, daar's 'n rede daarvoor. Want hy is die ene wat regeer. So die feit dat Jesus daar sit en ons bely hy sit, beteken dat hy 'n heersende houding het. Hy sit om sy wet te gee. Hy sit om oordeel te gee. Hy sit om te oordeel, maar spesifiek om te regeer. En dan sê ook, dis 'n blywende houding. Hy sit vir ewig soos 'n koning. So daarom dat ons bely, hy sit aan die regterhand van die Vader, hy sit aan die regterhand van God. So, nou kom ons by die regterhand vraag. Okay, wat beteken dit dat Christus spesifiek aan die regterhand van God gaan sit het? Nou, in die eerste plek, God het nie 'n regterhand nie. Jesus het 'n regterhand, hy's mens, maar God is gees. So, dit kan nie beteken dat Jesus daar fisies aan God die Vader se regterhand sit nie. Want God die Vader is gees, God is gees, soos ons bely ook in die skrif. So die katekismes verklaar sit aan die regterhand van God as Christus is hoof van sy Christelike kerk en die Vader regeer deur Christus alles. Onthou, die Here, soos hy na ons toe kom, praat hy in taal wat ons verstaan. En ons weet dat wanneer 'n persoon aan die regterhand van iemand sit, dan van die koning sit, dan weet ons die koning regeer deur daardie persoon. So is 'n posisie wat ons moet erken deur voorbeelde in die geskiedenis of selfs voorbeelde vandag. In vraag 50, as ons net weer eens daar kyk, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Dan is die antwoord, Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. En dit is wat ons in Psalm 110 sien. Want waaroor gaan Psalm 110? Psalm 110 vier die verhoging van Christus tot die troon van 'n ewige en 'n groeiende koninkryk. Hy sit daar op daai troon, hy regeer van daar af, maar Psalm 110 praat ook oor Jesus se ewige priesterskap. So wat beteken dit? Wat beteken hierdie, hy is besig om daar op die troon te sit? Wel, hy is besig om sy vyande te vernietig, en hy is besig om sy onderdane te vermenigvuldig en sy onderdane te versorg en te beskerm. So wanneer ons kyk na Psalm 110, dan sien ons Jesus se koninklike ampt, die feit dat hy regeer,
Maar ons sien ook sy priesterlike ampt, dat hy besig is om die kerk te versorg. In terme van sy bediening, hy is tog die enigste hoëpriester wat ook vir ons intree. En hierdie alles word bewerk deur sy woord. En ons sien dit ook in Psalm 110. Dit is daardie vers 2, u magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion. Daai is prentjietaal weer eens, daai scepter, dit is die Here se swaard, en ons weet, die woord is die swaard, en dit is Jesus se profetiese ampt, waardeur, wat in Psalm 110 dan ook vir ons uitgewys word. So, dat Christus aan die regterhand van sy Vader gaan sit het, beteken, aan hom word die hoogste mag en heerlikheid gegee. Want dit is net weer eens verstommend, dat hierdie gesê kan word van 'n mens. Want Jesus is mens. En Jesus, mens en God, maar mens ook, hy het die hoogste mag en heerlikheid. Dit is wat, in daai feit, dat Jesus as mens daar sit en so regeer met hierdie heerlikheid, moet vir ons 'n baie duidelike prentjie wees, 'n feit wees, van God die Vader, van God se liefde vir mense, dat hy besluit het, dat hy vlees gaan aanneem, en dat hy, deel van daai vlees, gaan hy regeer oor die skepping, en hy gaan al hierdie mag hê, as 'n mens. Dit moet ons verstom, want hy het nie nodig gehad dat daar 'n mens moet sit nie. Hy was heeltemal gelukkig, en die Here, die drie enige God is heeltemal tevrede, hy het geen mens nodig nie, maar hy het besluit, terwille van sy mense, om deur hierdie hele proses te gaan van verlossing, en dan uiteindelik, dat daardie Jesus, as mens ook aan sy regterhand sit. Nou hierdie Jesus, Matteus 28 vers 18 Jesus sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dis 'n teenwoordige tyd, dit is nie ietsie wat gaan gebeur nie, hy het nou alle mag in die hemel en op die aarde. So waar ons vandag is, alles wat vandag in hierdie wêreld gebeur, is presies hoe hy bepaal het, hoe dit moet gebeur. Niks is buite sy raad nie. So hierdie heerskappy wat hy het, kan ons gebruik hierdie term regterhand van God, gebruik ons vir konings om te beskryf, as hy nou onderdane het, dan sit hulle aan sy regterhand en dan regeer en bestuur hy daardeur. So Jesus het heerskappy. Die Vader regeer deur hom alles. Dis hoekom ons sê, deur wie die Vader alles regeer. Dis hoekom ons 'n vraag en antwoord 50 bely, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Deur wie die Vader alles regeer. So hierdie sit aan die regterhand is dis die hoogste eer en verhoging wat die Vader aan Christus gegee het na sy hemelvaart. Dit behoort net aan Christus. Hy is die hoof van sy Christelike kerk. Hy is alleen die middelaar deur wie die Vader alles regeer. Weereens vraag 50, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Jesus se posisie is, hy is hoof van die kerk, sy taak is, deur wie die Vader alles regeer. En hy het hierdie heerskappy, hy het hierdie heerlikheid. Hy sit aan die regterhand van die Vader. En hierdie wys vir ons, daardeur openbaar Christus sy godheid. Onthou, Jesus, toe hy gelewe het op aarde, het hy sy godheid verberg. En hy moes dit gedoen het, want geen mens kan voor God kom, sonder mens, en dan lewe nie. So Jesus moes sy godheid verberg het, maar nou dat hy daar aan die regterhand van die Vader is, verberg hy nie sy godheid nie. Geen sondaar mens kan nou voor die Christus kom nie.
Hierdie heerlikheid van Christus beteken ook vir ons dat daar ons sy volmaaktheid van sy mensheid sien. In Kolossense 2 vers 9 dan sien ons, want in hom, dis in Jesus, woon al die volheid van die godheid liggaamlik. Die heerlikheid wat Christus daar het, beteken ook, hy het hierdie uitnemende gawes, soos wysheid en mag, wat baie meer is as wat engele of enige mens ooit sal of het ontvang. Johannes 3 vers 34 sê, want hy wat God gestuur het, dis nou Jesus wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die gees, nie met mate nie. Daar in die regterhand, die heerlikheid wat hy het, hierdie wonderlike eienskappe wat hy is daar volmaak as middelaar. Hy wat profeet, priester en koning is, hy is die hoof van die kerk. Kolossense 1 vers 18, hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Nou beoefen hy ook hierdie ampte, hierdie feit van dat hy 'n profeet, priester en koning is, oefen hy uit na sy menslike natuur, en nou tree hy vir ons in, hy gee vir ons die Heilige Gees, en beskerm en bewaar die kerk. Aan Jesus word net soveel eer en heerlikheid gegee, soos aan die Vader. Hy word aanbid, hy word erken as die hoof en die Here oor alles. Hierdie Jesus wat mens is, word net soveel eer en heerlikheid gegee as aan die Vader, deur die engele en deur mense. Natuurlik moet ons nie Jesus se godheid skei van sy mensheid nie, dit onderskei, maar die feit is, en dit bly staan, dat dit is Jesus as mens, wat daar in die regterhand van die Vader sit. Filippense 2 vers 9 tot 10 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. Dis wonderlike heerlikheid wat die Here Jesus gekry het. So die spesifieke eer wat Jesus toekom, behoort nie aan die Vader of die Gees nie, maar is uniek aan hom. Na sy menslike natuur het hy nou alle hemelse gawes wat hy nie gehad het voor sy hemelvaart nie. Hy regeer daar as seun van die mens, maar na sy godheid beteken dit nie dat daar 'n verandering in sy natuur is nie, maar die aflê van sy vernedering en die openbaarmaking van sy heerlikheid wat hy met die Vader gedeel het voor die grondlegging van die aarde, maar wat hy verberg het tydens sy vernedering. Johannes 17 vers 5 sê, en nou Vader, dis Jesus wat vra vir die Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Onthou, want wat hier gesê word is, Jesus het hierdie heerlikheid gehad, voor die grondlegging van die Vader, voor die grondlegging van die aarde by die Vader. Maar toe Jesus vlees aangeneem het, moes hy sy godheid verberg het. Maar nou dat hy na die hemel toe is, verberg hy nie daardie godheid nie. So hy is nou in volle heerlikheid daar by die Vader. Nou watter voordeel is dit vir ons dat hy die hoof is van die kerk? Watter nut, sê vraag 51, watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? En dit is eerstens dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Psalm 68 vers 19 wat dan aangehaal word in Efesiërs 4 vers 8 sê, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes, dis nou die mense in sondes, die mense in sonde gevangenes, hy, Jesus, het hierdie sonde gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Net weer eens, hierdie aanhaling uit die Psalm 68 vers 19, praat in die verlede tyd. Toe hy opgevaar het in die hoogte. So dit is 1000 jaar voor Christus, voor hy gekom het, dan praat dit in die verlede tyd. Hy sê, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Dit is in die verlede tyd geskryf, so seker sou Jesus dit doen. Hy sou mense kom red, en hy sou vir hulle gawes gegee het.
En hierdie gawes in Efesiërs 4 sien ons spesifiek gawes wat Jesus gegee het om die gelowiges toe te rus. Daar in Efesiërs 4 dan sien ons dit is onder andere dan herders en leraars, soos ouderlinge en predikante wat die Here Jesus gee sodat die mense toegerus word, sodat hy nou deur sy woord en gees regeer. En natuurlik impliseer dit ook dat alle gelowiges het gawes. Want as jy kyk daar in vers 12 van Efesiërs 4, dan sê dit in vers 11, die herders en leraars moet die heiliges toerus vir hulle dienswerk. En dienswerk beteken tog, jy is besig om ander mense te dien, so jy met jou gawes. So die Here, hy het die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. So hy moes opgevaar het na die hoogte en hy moes daar gaan sit. En so het hy dan hierdie gawes gegee. En die implikasie dan vir die Nuwe Testamentiese kerk is, ons het nie meer een tempel waarby ons by mekaar kom nie, soos Jesus dan ook verduidelik in Johannes 4, is dat toe Jesus opgevaar het en hierdie gawes gegee het, is dit nou vir ons moontlik om as liggaam van Christus oral in die wêreld by mekaar te kom. Die Here gee genoeg gawes dat ons kan funksioneer as liggaam van Christus. En as jy hoor, ek sê nie 'n liggaam van Christus of die liggaam van Christus nie, maar liggaam van Christus. So ons is 'n volwaardige gemeente. In die Ou Testament het jy een gemeente gehad. Die volk Israel was die gemeente. Jy het 'n tempel gehad waarna toe die mans 3 keer in die jaar moes gaan. Hulle moes daar die offers gaan bring het. Maar nou het jy baie gemeentes wat dan een gemeente is en Christus as hoof van daardie gemeente. So Christus nou, as gevolg van sy aan die regterhand sit, skenk mildelik. Hy skenk oorvloedig. Die hartseer is, ons gebruik dit nie altyd nie. Ons is baie keer ondankbaar. En wanneer dit gebeur, dan word die liggaam siek en swak. En onthou, die gawes wat die Here Jesus vir sy kerk gee, word net gevoed deur die woord. So dit is baie keer, is ons eie vyande, want ons word nie gevoed deur die evangelie nie. Dat ons versaak om onder die prediking te sit. Ons lees nie die Bybel nie. Ons bestudeer nie die Bybel nie, ons bid nie. Wat dan gebeur is, die liggaam word siek en swak. Dis presies dieselfde wat sal gebeur met ons natuurlike liggaam. Die liggaam het kos nodig en ons kry suurstof. Maar as ons nie daai kos en die suurstof reg gebruik nie en ons eet die verkeerde kos en ons asem heeltyd die verkeerde lug in, dan gaan ons ook siek word. En dan gaan ons liggame nie lekker funksioneer nie. En dit is dieselfde met Christus se liggaam. Vraag 51, was die tweede gedeelte aan vraag 51. Onthou vraag 51 vra, watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ons het nou gesien dat die eerste nut is dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes aan ons sy lede uitstort, maar die tweede nut is dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. So die feit dat hy daar aan die regterhand sit, beteken dat hy ons beskerm. Jesus het die mag en hy waak oor sy kerk. Dis magtige vyande wat teen die kerk aanvalle loods, maar ons het 'n almagtige beskermer. Dis hoekom Psalm 110 vers 1 tot 2 sê soos Jesus daar moet sit aan die Vader se regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. So daai vyande word stelselmatig vernietig. Jy kry heersers vandag nog wat dit is slegte heersers. Dit is heersers wat teen die kerk veg, wat die kerk wil vernietig. Maar dit is die Here Jesus wat oor tyd hulle vernietig. En stelselmatig gaan alle vyande van die Here vernietig word totdat Jesus terugkom, dan gaan die laaste vyande vernietig word. So dis 'n realiteit. Dis nie dat die Here se vyande
net vernietig gaan word wanneer Jesus terugkom nie. Hulle word deur die geskiedenis vernietig. En hoe doen hy dit? Deur sy woord. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. Nou in Antwoord 51 lees ons van vyande teen wie Christus ons beskerm en bewaar. Nou in Sondag 52 hoor ons van ons 3 doodsvyande. Ons hoor daarvan die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur. Dis nou daar aan die einde. Nou daar bely ons dat hierdie 3 vyande nie ophou om ons aan te val nie. En daarby bely ons dat ons in onsself so swak is dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Nou is dit dan nie bemoedigend om te weet dat ons 'n almagtige koning het wat ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar nie. En dit gebeur vandag nog nou. Dis met hierdie bemoediging dat die kerk kan uitgaan in die wêreld, volgens Psalm 110 vers 3 wat sê, u volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. Die krygsmag is nou. Die veg teen die duiwel, die wêreld en ons eie sonde is nou. So ons is gewillig om dit te doen, want is Jesus wat regeer. Niks kan ons oorwin nie, maar ons veg deur sy woord, deur daardie scepter wat uit Sion uitkom, die swaard van die woord. En daardie krygsmag is in heilige feesgewaarde, is in heilige klere, mooi klere. Wat beteken dit? Hierdie krygsmag, hierdie kerk, hierdie mense wat gewillig is beklee met goeie werke. Dit is wat dit sê. Ons gaan hierdie wêreld in beklee met goeie werke, want dit is Christus wat ons oorgeneem het. Dit is Christus wat ons verander. En dan hoe langer hoe meer vorder ons in heiligmaking. Ons lê die ou mens af, trek die nuwe mens aan. Dit gebeur daagliks. En dan sê Psalm 110 vers 3 verder, uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van u jong manskappe. So, die punt is, maar net van daai gedeelte, is dat daar sal baie jong mense tot bekering kom, soveel soos doudruppels op 'n somersdag. Want dit is so, as jy op 'n somersdag kyk, dan sien jy die gras is vol dou, dit is nat, dit is baie. Maar daar gaan nog meer, as hierdie nou vir jou oorvloedige dou is, nog meer mense, jong mense gaan tot bekering kom, wat die Here gaan dien, wat heilige feesgewaarde gaan aan hê, wat hierdie goeie werke gaan doen. Nou sien dit in die geskiedenis hoe die Here deur sy woord, spesifiek dan ook jong mense, maar ook ou mense, maar spesifiek jong mense, oprig om hom te dien, om vir hom te veg. So die Here roep ook jong mense, om nou vir hom te veg. En ons om te veg deur sy woord, en dan veg jy teen jou eie sonde, jy veg teen die Satan, jy veg teen die wêreldse versoekings, en dis die grootste geveg. Die grootste geveg is nie 'n bloedige geveg wat jy op TV sien tussen Rusland en Oekraïne nie, dit is kinderspeletjies. Dis kinderspeletjies in terme van die geestelike geveg. So waarna toe stuur hierdie hoofskap van Christus? Onthou, Jesus is hoof van die kerk, hy regeer en hy vernietig hierdie vyande. Waartoe is al hierdie dinge op pad? Na Jesus se wederkoms. Dis waarna, as jy vra, waartoe gaan al hierdie dinge? Dan is dit na Jesus se wederkoms. So wat het die wederkoms van Christus met die aan die regterhand sit te doen? Dit het alles daarmee te doen, want hy kom as regter en heerser terug. Hy is nou regter en heerser om sy kerk te beskerm en te bewaar, en hy kom as regter en heerser om al sy vyande finaal te vernietig. Dis hoekom vraag 52 vra, hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Hoe word jy daardeur getroos? So daar's 'n wederkoms en hy gaan die lewendes en die dooies oordeel. Hoe magtig lyk die wêreld en die wêreldheersers, maar hoe swak is hulle eintlik? Ons bely dat almal deur Jesus geoordeel gaan word. Want dit is die Here se perspektief.
Ons hoef geen heerser te vrees nie. Ons hoef geen koninkryk te vrees nie. Ons hoef geen tirannie te vrees nie. Dit is die Here se perspektief, want hy is nou besig om te regeer, en hy gaan ook die slegte dinge wat die wêreld en die wêreldheersers doen, gaan hy ook oordeel. En daarom moet dit ons perspektief wees, want dit is die Here se perspektief. So die wederkoms is van betekenis vir Christus, want dit gaan sy laaste trap van verheerliking wees. So dit moet gebeur, en hy wil hê dit moet gebeur, want dit gaan sy laaste trap van verheerliking wees. Hy kom in die wolke van die hemel, hy sal in heerlikheid aan alle mense verskyn. Almal sal dan na hom moet luister. Hy sal praat en hy sal besluit en hy sal oordeel. Maar die wederkoms is van betekenis vir die wêreld ook. Die oes moet ryp word. Die ongeregtigheid moet vol word. Die getal van die uitverkorenes moet vol word. Maar wat in die sondaar is, sal ook tot volle openbaring kom. Die haat teen God is so groot dat die dag van wraak moet kom. En dan sal Christus al my en sy vyande in die ewige verderf werp. En die wat saam met hom gereken word, sal sidder. Dit is nou die wat gereken word as geoordeel, wat veroordeel moet word. Hulle sal sidder, hulle sal bang wees, soos Openbaring 6 vers 16 beskryf. Hulle sal vra dat die berge en rotse hulle verberg van die Here se toorn. Psalm 110 vers 5 tot 6. Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. So die wederkoms is van betekenis vir die wêreld, vir die sondige wêreld. Maar die wederkoms is ook van betekenis vir die kerk. Die strydende kerk, want ons is nou die strydende kerk, is altyd op die agtergrond. Ons word gespot, ons word gehaat en verag. Maar die strydende kerk kan nou al die oorwinningslied sing, omdat ons uitgaan vanuit die oorwinning van Christus. Dit is 'n volmaakte feit. Ons kan nou al die oorwinningslied sing. Alles werk na die oordeel. Maar vir ons, aan die ander kant, gaan die finale oordeel nie vreesaanjaend wees nie. Ons gaan nie bang wees nie. Want die oordeel van ons sondes is alreeds gedra. So as jy in Jesus glo, dan moet jy weet, jou oordeel is klaar gedra. Jy hoef nie te vrees vir Christus se koms nie. Psalm 110 vers 7 sê, uit die stroom sal hy drink op die pad. So uit die stroom sal Jesus drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. Hoe verstaan ons daardie sin? En hoe is dit van betekenis vir die kerk? Nou, ek dink 'n goeie interpretasie, daar is verskillende interpretasies, maar skrif met skrifvergelyking is dit 'n goeie interpretasie om te sê Jesus het die bitter stroom van lyding en straf gedrink sodat sy kerk gered sal word. Ja, sy hoof het gehang toe hy gesterf het, Johannes 19 vers 3. Maar hy het sy hoof met sy opstanding opgehef en dit bly vir ewig opgehef. Hy het oorwin en is gereed om die oorwinning dan 'n realiteit te maak, dit uit te laat werk. En nou kan gelowiges uitsien om uiteindelik vir ewig saam met Jesus in die hemelse blydskap en heerlikheid te wees. Jesus se wederkoms is ietsie waarna ons moet uitsien, is waarna ons kan uitsien. Want dit is wanneer die Here dan ook ons in heerlikheid saam met hom gaan neem, in hemelse blydskap en heerlikheid. So die hemelse blydskap is blydskap wat vir ewig aanhou. Dis nie blydskap wat met hartseer gepaard gaan nie. En in heerlikheid beteken dan, ons gaan hierdie wonderlike eienskappe hê van alles wat teen sonde staan. Nog nie sonde wees nie, nog nie effek van sonde wees nie, dis 'n wonderlike heerlikheid. So dit het 'n groot betekenis vir die kerk. En ek sluit dan af met hierdie
hierdie vraag en antwoord 52. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? En die antwoord is dat ek in alle droefheid, so alle beproewing, aanvalle selfs van die duiwel, van die eie sonde, van die wêreld, dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne verwagting as regter uit die hemel verwag, wat hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. So daar dieselfde regter wat daar my plek ingeneem het, ek wat die straf in my plek kom dra het, daar dieselfde regter kom dan terug. Ek verwag hom terug. En dan verder sê die antwoord verder dat hy al sy en my vyande dan in die ewige verdoemenis sal werp, want hy is nou die regter. Maar my, wat gaan hy met my doen? Hy sal my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem. Jesus het alle mag.